Goed, so ons begin by die wetenskap, S vir Science wetenskap. Vir die wetenskap les het ek 'n vistank halfvol water en 'n Coke blikkie. En ons gaan leer van dryfkrag. Ons praat spesifiek oor die swemblaas van die goudvisie. So wat ons hier gaan doen is, ons het 'n leë Coke blikkie, wat ek dan die leë ballon gaan insit. En dan as die visie besluit, hy wil nou afgaan in die water, sit jy dan dit dan so in. En die visie dryf nou nie, hy het nou gesink, so daar is hy nou daaronder. Dan sodra die visie besluit dat hy nou wil opkom, blaas ons dan nou hom op. En daar so het die swemblaas nou opgeblaas, so dan gaan die visie nou kan dryf. So hierdie les gaan oor dryfkrag vir wetenskap. En dan doen ons natuurlik eksperimentering, maar ek integreer dit ook met natuurwetenskap, aangesien ons leer van die liggaamsdeel van die visie. Want ons kyk ook na die ekstrale en dan kan ons ook daarso die visblaas, die swemblaas van die goudvisie sien. So dit is hoe die wetenskap les dan daarna uitsien. Dan as ons aanbeweeg na tegnologie toe, kyk ons, eerstens gaan ons 'n video kyk van 'n man wat spesifiek protese ontwerp vir troeteldiere. So gaan dit eerstens vir die leerders werk. En dis ook maar deel van tegnologie, want ons kyk na 'n video op die skootrekenaar. So daarna gaan die leerders dan 'n geleentheid kry om hulle eie bioniese ledemaat te ontwerp, deur gebruik te maak van 'n koppie, want dit is waar dit in die dier se ledemaat moet inpas, die stompie wat oor is. En dan gee ek vir hulle 'n spesifieke strooitjie wat kan buig, sodat hulle die klei dan daar rondom kan sit, sodat hier die ledemaat van die dier dan kan beweeg. Dan as ons aanbeweeg na ingenieurswese toe, gaan die leerders die geleentheid kry om hulle eie hondehok te ontwerp. Ek integreer dit met wiskunde, met die M vir Maths, juis omdat ons die kubus gebruik as 'n basis. So die leerders gaan dan, hulle kan self besluit hoe groot hulle dit wil doen, hulle ontwerp hulle eie hondehok, maar ek gaan net vir hulle wys weer eens hoe kan ons die kubus gebruik vir die ontwerp van 'n hondehok, en dan gaan hulle elkeen dit dan met tandestokkies en klei kan doen. Dan as ons aanbeweeg na die kunste toe, integreer ek dit met geografie. Ons leer van die Unuko-fees in Japan, en presies hoe hulle dit elke jaar doen om hulle honde te bedank vir hulle liefde en vir al hulle hulp. Ons leer waar lê Japan in vergelyking met Suid-Afrika op die aardbol. Ons kyk na hulle vlag, hulle huisies. Die leerders kan kom kyk ook na die sneeuhonde wat die mense dan voor hulle huise maak elke jaar. Die hondjies wat hulle met klei maak en verkoop. En daar is ook ekstra klei op die tafel as die leerders sommer self hulle eie hondjies wil kom ontwerp. Maar vir kuns gaan hulle dan vir my op gekleurde karton met gekleurde bordkruit die hondjies kom teken, of die hondjies teken wat by die Unuko-fees is. En dit is dan deel van kreatiwiteit. Vir wiskunde gebruik ons 'n grafiek. Hierdie is nou klaar uiteengesit, maar wat gaan gebeur is, al die kaartjies gaan in 'n groot bak wees. Elke leerder kan 2 kaartjies lukraak uithaal. En dan by hulle hou, en dan gaan ons eers 'n bietjie daar gesels, watter troeteldiere is hulle gunsteling, watter het pelse, watter het skubbe, watter het vere, en dit is weer deel van taal, want ons kan bietjie kommunikeer. En dan gaan ons, elke leerder gaan dan hulle kaartjies kom op die grafiek plak. Dit is weer deel van sortering. So vir wiskunde is dit sortering en is sortering van voorwerpe en dis datahantering. En dan gaan ons ook kyk na die getalname van elkeen. Ons gaan die Afrikaanse telnaam doen en ons gaan die Engelse telnaam doen. So dit is weer deel van taal en eerste addisionele taal. Dit gaan dan alles op die thematafel bly, of op die wetenskaptafel bly. Die leerders kan ook, daar's boeke wat hulle kan lees of deurblaai oor troeteldiere. Daar's ons vir hulle penne, papier, vergrootglas. Hulle kan kom kyk hoe blink die kat se oog deur 'n flitslig daarin te skyn. Soos ek sê, daar is ekstra klei wat hulle die hondjies mee kan kom maak. Hulle kan 'n legkaart kom bou
vir die veearts, en dan kan hulle ook die hond se liggaamsdele bymekaar pas. Dit is alles ekstra goedjies wat op die tafel is wat hulle kan doen. En dan kan hulle natuurlik, soos ek gesê het, hulle kan die wetenskaples self kom doen, en al die ander goedjies is die hele tyd daar vir die kinders om oor te gesels,